toe ek nou so 10 jaar oud was, ek was hier so staan 3, soos hulle sê, daai tyd, toe daar op Riepie Kasteel Laerskool, daar het ons 'n baie kwaai onderwyser gehad, maar ons is almal mal oor hom. Hy het ons rugby afgereik en atletiek en al die dinge, ek het nou sy naam is meer Hofman, en toe die een dag, toe skryf ons nou nog as 'n aardrykskunde toets, en om een of ander rede, het aardrykskunde my altyd in die moeilikheid laat beland, want ek onthou, dis 'n hele, dat ek het vinnig met jou deel, en toe ek nou, 'n matriek was, toe dop ek 'n aardrykskunde toets met 1 punt, ek het 24,50 gekry, en ja, toe was ek buk vir 2 op universiteit, het ek ook een keer probleme met geografie, wat ons om aardrykskunde opgetel, maar laat ek nou nie daaroor verder uitbrei nie, het ek nou maar hou met my storie vanaand van die aardrykskunde daar, en toe word die kinders wat nou nie hulle toetse geslaag het, die word er nou uitgestuur gang toe, en ek raak nou so ontsteld met die toetsbesigheid wat in die onderwyser wat nou vir my gaan uitvat, en nou ja, as jy jou gang toe gevat het, dan moet jy weet, jou voorland is dat jy 'n pak slaag gaan kry, en ek is nog baie ontsteld met die storie, en ek sê toe vir die klasmaatjie langs aan my, ek wil so amper sê, ek gebruik so 'n kriekwoord van hoe die onderwyser nou is, dat hy nou vir ons gaan pak gee, maar wat toe hy nou uiteindelik uitkom, hy was toe nooit van plan om ons pak te gee nie, maar hy hoor toe nou, ek word toe nou verklik, dat ek nou dit van hom gesê het, en dis toe net daar, wat hy toe sê, maar jy moet nou maar saamstap met my, na die hoofse kantoor toe, jy weet, is nou die dominee se seun, wat nou die onderwyser 'n kriekwoord gebruik het, en so jy kan nou verstaan, dit is nou nie goed afgegaan nie, maar so nietemin het ek daar by die hoofse kantoor gekom, en daar het ek toe nou 2 ordentlike houe, het die ou my afgestof, die skool het my afgestof, en ook van my les geleer daar, maar nou was dit in daai tyd gewees, dat as jy by die skool pak gekry, dan moes jy geweet het, daar lê vir jou pak slaap by die huis ook voor. Die ouers het wat heeltemal anders te gedink oor die goed destyds, so natuurlik, nou sit jy heel dag by die skool, jy het nog klaar jou 2 houe gekry, jou boude is baie seer, en jy sit moeilik, en nou weet jy nou van middag as jy by die huis kom, dan gaan pa ook nog hoor, maar die onderwyser het gesê, hy gaan vir papa bel, en dan gaan papa nou, as hy by die huis kom na werk, dan gaan hy nou vir jou roep kantoor toe, en dan gaan jy nou moet verduidelik, en dan gaan jy nou net daar, of jy nou goeie of 'n slegte verduideliking het, maak nie saak, jy gaan ook daar so 'n tweede loosing kry, toe ek nou die middag by die huis kom te gebruik, daar agter ons huis was so sloot, so teen die bedrading in die omkant van die erf, nou ja, hoe val ek met my eie woorde, maar nietemin, so, nou gaan lê ek daar aan die sloot, en jy weet, dis nou, door so 3 se kant, en het word later 4, my pa kom nie uit nie, en ek is nou bang, ek kom vir die huis, en dit is 5 uur, en ek lê nog steeds daar in die sloot, man, het hy eie tyd nou so kan mors, ek kon dan veel eerder iets anders gedoen het, en het word later 6 uur, maar toe begin ek nou rond te raak, en dink my maat het toe al vir my begin soek, en ek raak honger, en toe het ek nou maar in huis toe gegaan, en kort daarna met my pa toe by die huis gekom het, en nou ja, toe hy nou uiteindelik by die huis kom, toe het my onderwyser nog glad nie vir hom gebel nie, so hy weet nou niks van die storie nie, en ek het ook niks van hom vertel, ek het ook nie vir my ma vertel nie, en dankie toch, nie een van my maatjies het vir my ouers vertel nie, so het ek daai dag toe 'n tweede pak slaag vrygespring, en ek onthou nog, daai een keer wat ek ook so stout was, en wat ek toe nog in die moeilikheid kom, en ek dink toe, ek was nog baie vinnig geweest, so, ek kan nou 'n bietjie, ek kan nou kyk of ek die dag vir my pa kan weghardloop, maar wat ek nie in ag geneem het, is dat my pa het vir die Maties en Victoriane, het hy vleuel gespeel, hy het destyds saam met Mannetjies Roux gespeel, maar hy sê, dit is nooit vir hom lekker om saam met Mannetjies Roux te speel nie, want elke keer as Mannetjies Roux die bal gevat het, het hy gaan 3 druk, so, hy het die bal het nooit vir die vleuel uitgekom, en ja, dit was nou vir my pa's ondervinding, wat hy nou van seker een van ons beste rugby spelers van alle tye, so dat hy die voorreg gehad om saam met hom te speel, want was nie lekker om saam met hom te speel nie. Dit is my niks so oulike storie, hy het natuurlijk nou die storie 'n bietjie meer uitgebrei, en die keer dink ek nou, ek sal nou my geluk probeer, en ek weet nou, dit is 'n loosing wat vir my voorlê, en ek sien my pa kom hier so aan toe, sê ek, okay, ek sit in die stuk in, en ek hardloop rondom my huis, nou, weet soos ek nou hardloop, jy weet, hy kom dop, maar hy is nog jonk, en nou probeer ek van weghardloop, maar ek sien, as ek vinnig hardloop van, hou hy sy spoed agter my, toen die eerste rond te klaas om die huis, en dan ek moet nog een rond te gaan, en ek gaan nog een rond, en so is ek niet nog minder suksesvol om van weg te hardloop, toe ek die derde rond te vat,
Toe ek so aan die einde van die ronde kom, toe besien ek, nee, hierdie pa vir my is heeltemal te fiks vir my, hy is heeltemal te vinnig vir my, en ek sal nou maar die handdoek moet ingooi. En ja, toe het ek nou my losing gevat, dink ek dit uit toch, ek kon ook nie maar liewers net die pak slaag gevat het, en nog die tyd gemors het met die hardloop om die huis nie, want dit het toch nie gewerk het, en as die pak slaag gauw voorbij gewees het, en maar nou ja, so maak een mens ons maar kieses in jou lewe, en die kieses wat die ou maak, veroorsaak ons nou jou lot, so, dit was nou een van die slegte kieses wat ek gemaakt het om vir die onderwijs, ek sê 2 slegte kieses, om vir die onderwijs as 'n kriekwoord te sê, ek het het nooit weer gedoen nie, my lewe nie, en ek het natuurlijk ook die fout gemaakt, om vir my paard ook weer weghardloop, hoe hard ek jy vir 'n vleuel weg, wat 'n goeie rugby op sy tyd was, en 'n goeie atleet was, ek was ook dit gewees, maar, ja, ek het nie 'n kans gestaan nie, ek was hoe oud, 10 jaar oud, en my pa was